Môre, vandag gaan ons 4 video's saam hê. Ek sien ek het 'n fout gemaak. Dit is eintlik 3 video's of is eintlik 4 in plaas van 3. So daar gaan vandag 4 video's uitgaan. Ek gaan probeer om dit op die regte tyd uit te stuur. Die diens begin natuurlik 9uur, so ek sal dit waarskynlik net so voor 9 uitstuur. Maar gaan 6uur, 9uur, 12uur en dan 3uur die laaste video uitstuur. So dit is dan om hierdie dag wat Jesus opgekruisig is, stuk vir stuk saam met hom te beleef. En so gaan ek dan vir ons saam lees uit hierdie eerste gedeelte uit. Dit sou die oggend 6uur gewees het, tot en met omtrent om en by 9uur, wat hierdie als plaasgevind het. So ons gaan saam lees uit Markus 15 uit, van vers 1 tot en met vers 21 toe saam. Ek lees dit dan vir ons. En dadelik, die oggend vroeg, het die leierpriesters met die familiehoofde, skrifkenners en die hele Sanhedrin beraadslag. Hulle het Jesus toe geboei, weggeneem en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus vra hom toe, is u die koning van die Jode? Hy antwoord hom, u sê dit. Die leierpriesters het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus vra hom toe weer, antwoord u niks nie. Kyk hoeveel beskuldigings bring hulle teen u in, maar Jesus het steeds niks geantwoord nie, sodat Pilatus verwonderd was. Tydens elke fees het hy vir hulle, op hulle versoek, een gevangene vrygelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas, wat gevangene geneem is met die rebelle, wat moord gepleeg het tydens 'n opstand. Die skare het na Pilatus gegaan en gereed gemaak om te vra dat hy soos gewoonlik sal optree. Pilatus vra hulle toe, wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat? Hy het immers geweet dat die leierpriesters hom uit afguns oorgelewer het. Die leierpriesters het die skare egter opgestook dat hy eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. Pilatus het hierop gereageer en weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle die koning van die Jode noem? Hulle het opnuut geskreeu, kruisig hom. Pilatus vra toe vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle het nog harder geskreeu, kruisig hom. Pilatus wou die skare tevrede stel en het Barabbas vir hulle vrygelaat. Maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate het hom weggelei, die paleis, naamlik die Praetorium, binne en die hele kohort soldate byeengeroep. Toe trek hulle vir hom 'n purperrooi mantel aan en sit vir hom 'n doringkroon op wat hulle gevleg het en begin hom spottend gegroet koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n riet oor die kop geslaan, op hom gespoeg en knielend aan hom eer bewys. En nadat hulle hom bespot het, het hulle die purperrooi mantel afgehaal en sy boklere vir hom aangetrek. Hulle lei hom toe weg om hom te kruisig. Hulle het 'n verbyganger, 'n sekere Simon van Sirene, wat aan die platteland gekom het, die vader van Alexandra en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Dit is dan alles wat hier in hierdie eerste paar ure van Jesus se dag gebeur. En ek dink wat ons op moet let is, hoe Pilatus ook verwonderd was, toe Jesus hom nie weer antwoord nie. So ek dink, wat ons vir mekaar eerlik moet sê is, Jesus het hier so ongelooflik 'n marteling weerstaan. Hy het 'n swaar begin tot sy dag gehad. Uiteindelik, as ons baie eerlik is, het hy 'n lang nag gehad, eerder as 'n swaar begin vir die dag. Want reg hierdie aand was hy nou natuurlik by die Joodse Sanhedrin gewees. So Jesus het hier in hierdie eerste paar ure van die dag ongelooflike lyding en swaar kry moes deurgaan. En ek dink dit is vir ons iets wat ons moet onthou. Dit is vir jou en dit is vir my. En ons verdien dit eintlik nie. Die genade wat God vir ons gee en die marteling wat hy deurgaan is vir jou. Mag jy dit onthou.